Goeiedag, baie welkom weer by ons oordenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat hierdie week oor volharding en uithou vermoë. Om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken dit dat ek en jy hierdie goeie wedloop wat ons begin het, moet volhard en moet voltooi. Nou ons kyk vandag na 'n gedeelte in Romeine 5 vers 3 tot 4. Ek lees dit vir ons saam. Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Alles behalwe, ons weet mos dat swaar kry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om 'n sterk Christelike karakter te vorm. En 'n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. Dit is so 'n mooi gedeelte wat Paulus hier skryf. Hy sê, om 'n volgeling van Jesus te wees, is nie 100 meter wedloop nie. Dit is 'n langafstand marathon. En ons gaan deur dik en dun. Ons gaan deur maklike en moeilike tye. En partymal is daar swaar kry, maar dan sê hy hierdie volgende woorde. Hy sê swaar kry of negatiewe omstandighede behoort nie en moet nie ons blydskap van ons wegneem nie. Ons blydskap is nie afhanklik van ons omstandighede nie. Ons blydskap hang nie af van hoe dit met ons gaan en hoe die omstandighede in ons lewens is nie. Jy sien, die wêreld sê dat blydskap is afhanklik van perfekte omstandighede. Paulus kom aan die ander kant en hy sê, dit maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie, dit het nie 'n effek op my blydskap nie. So in Paulus se lewe was dit nie 'n geval van onder die omstandighede gaan dit met my goed nie, maar eerder God is bo my omstandighede. En my geluk is in hom, my blydskap is in hom. My blydskap hang nie af van hoe dit met my gaan of hoe dit met my lewe gaan of hoe die omstandighede is nie. En vandag wil ek jou vra om so 'n paar minute stil te word, 'n bietjie te dink aan jou omstandighede. Miskien is jou omstandighede negatief en dit het dalk jou blydskap kom wegvat. Vandag wil ek jou vra, maak dit 'n gebed en sê, Here, dankie dat ek blydskap kan beleef selfs in negatiewe omstandighede, want my blydskap kom van U. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons blydskap in U is. En ons kan altyd blydskap ervaar en beleef as ons in 'n verhouding met U staan. Omstandighede bepaal nie ons blydskap nie. Here, ons weet om U te ken is die grootste gawe wat daar is. En ek wil bid, Here, dat ons blydskap in U sal vind in hierdie dag, al is ons omstandighede baie negatief. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Geniet die res van jou dag. Totsiens.